Baie welkom by ons aanlyn reeks van ontdekkers. En mamma, pappa, ek hoop dat daar waar julle saam met julle ontdekker op die bank sit, geniet julle hierdie lesse net so baie soos wat jou ontdekker dit geniet en net so baie soos wat ek dit geniet om dit vir julle te kan deurgee. Ek gee vir julle ook 'n aktiwiteitsblaai en die skakel sit ek hier onder aan. So asseblief, gaan volg die skakel en geniet die aktiwiteitsblaai saam met die les wat ek vir julle aanbied. En ek hoop dat julle vandag ietsie spesiaals uit hierdie les sal kan kry. Ontdekkers, baie welkom terug by ons aanlyn les. En ons is besig met die reeks om die tafel, waar al die aksie in die huis gebeur. Want ons eet om die tafel, ons lag en gesels om die tafel, en ek weet nie van jou nie, maar partykeer kan ek met 'n lekker koppie koffie om ons kombuistafel lekker sit en huil, sommer oor alles wat vandag verkeerd gegaan het, of as my hart sommer net seer is. Dis die lekkerste plek vir my, om sommer net te huil. Nou maatjies, om die tafel is ook waar ons oor Jesus gesels. Miskien in jou huis lees jy die Bybel om die tafel en bid daarna as 'n gesin saam. Nou vandag leer ons dat ek en jy moet dankbaar wees vir dit wat Jesus vir ons kom doen. En hierdie storie kan jy gaan lees in Lukas 17 vanaf vers 11 tot 19. Mamma, pappa, lees asseblief vanaand weer die storie vir jou ontdekker. Nou maatjies, Jesus was op pad Jerusalem toe gewees en ewe skielik sien hy 'n groep mans wat net na hom toe aangehardloop kom en hulle skree vir hom van 'n ver afstand af: Jesus! Jesus! Ek wonder wat het gebeur. Hoekom roep hulle hom? Maatjies, die Bybel sê verder dat hierdie mans is eintlik uit hulle dorp uitgeskop. Hoe vreeslik is dit nie? Maar daar's 'n rede hoekom dit gebeur het. Hulle was siek gewees. Ongelukkig het hulle nie net 'n verkouetjie gehad nie. Nee maatjies, hulle het melaats gehad. Nou melaats is 'n siekte, dis 'n velsiekte. En oral op jou lyf is daar sulke kolle. Het jy dalk al waterpokkies gehad? Mamma sê gewoonlik jy mag nie aan dit krap nie, want dit maak merke op jou vel. Nou maatjies, melaatsheid is amper so iets, net bietjie erger. So dis 'n lelike sere wat oral op jou lyf is en is baie aansteeklik. So jy's eintlik dan uitgeskop uit jou dorp uit jou huis uit en jy moet daar buitekant gaan bly en hoop en bid jy word gesond, want dan kan jy teruggaan na jou huis toe. So hierdie mans sien vir Jesus en hulle weet dit is Jesus. En hulle weet ook dat Jesus maak siek mense gesond. So hulle hardloop na Jesus toe en skree vir hom: Here, kry ons asseblief jammer, maak ons gesond. Jesus kyk vir hulle en hy sê vir hulle: gaan na die priester toe, gaan wys jouself vir hom en jy gaan gesond wees. Ek dink daai mans het soos flash omgedraai en gehardloop so vinnig as wat hulle kan om vir die priester te gaan wys, maar hulle is gesond. Nou die priester in daai tyd se werk was juis om te kyk of jy gesond is sodat jy kan teruggaan na jou mense toe. Nou op pad soontoe stop een man dood in sy spore. En hy kyk af na sy lyf en hy sien, maar daar's geen meer melaatse kolle op sy lyf nie. En hy draai om en hy hardloop terug na Jesus toe en hy gaan val voor hom neer en sê vir hom: baie dankie dat u my gesond gemaak het. Hoe mooi is dit nie maatjies? Hierdie een man besef dat hy is gesond en hy is so dankbaar dat hy gesond is en hy weet, maar nou kan ek regtig teruggaan na my huis toe. Jesus kyk vir hom met liefde in sy oë en hy vra vir hom: maar was daar nie 9 ander mense saam met jou gewees nie? Waar's hulle dan heen? Maar omdat jy in my glo, is jy genees. Gaan terug na jou huis toe en geniet dit net om saam met jou mense te wees. Maatjies, ek en jy moet dankbaar wees vir dit wat Jesus vir ons gee.
Ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar baie keer het dit al gebeur dat ek vra vir Jesus vir iets en ek kry dit en ek besef nie dadelik, maar dit kom nou van Jesus af nie. En na rukkie dan sê ek soos, o Jene, ek het gebid vir hierdie en Jesus het dit gegee, maar ek het nie dadelik dankie gesê daarvoor nie. En weet jy wat, maats, is nog steeds nie te laat nie. Jesus gaan nie kwaad wees vir jou daaroor nie. Want ek het al soveel keer dan na die tyd, dan gaan ek na Jesus en sê ek, Jesus, ek het heeltemal vergeet om dankie te sê. Maar dankie Jesus dat U vir my kom voorsien het in dit wat ek nodig gehad het, of iets vir my kom gee dit wat ek nodig gehad het in daai tyd. So ek en jy moet altyd dankbaar wees. So vandag se vers gaan juis oor dankbaarheid. So as ontdek jou vers staan in Psalm 107 vanaf vers 1. Dit sê: Prys die Here, want Hy is goed. Hy sal altyd goed wees vir ons. Kom ons sluit die oë saam. Here Jesus, baie dankie dat ek en die maats vandag kon leer dat ons moet dankbaar wees. Soos daai een melaatse man wat omgedraai het om vir Jesus te kom dankie sê dat hy gesond gemaak is. Jesus, dis nou ietsie klein, maar dit is waaroor dit gaan, dat ek in die klein dingetjies sal dankbaar wees. Want dan, wanneer ek groter goed van U ontvang, gaan ek dit dadelik weet en ek gaan nog steeds dankbaar wees vir dit ook. So mag ek en die maats U naam prys, Here, omdat U goed is vir ons en dat U altyd sal goed wees vir ons. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Maatjies, jy moenie vergeet van die vraag wat ek vir julle na gaan vra nie. En ek hoop dat julle lekker om die tafel gaan saam kuier en gaan gesels oor hierdie vraag wat ek vir jou gaan gee. Ek sien vir jou volgende Sondag, maar moenie dit misloop nie. Lekker dag julle. Bye bye.